Dit is 'n voorreg om vandag weer eens om die woord te sit. Dit is lekker dis my gunsteling tyd van die week is hierdie halfuur om lekker te kan gesels oor die Here Jesus en om te ontdek dit wat Jesus gedoen het, nie 'n historiese gebeurtenis of 'n verhaal is nie, maar dat die gebeurtenis van Christus daagliks in ons lewens impak het en altyd sal hê, omdat hy nooit verander nie. So die woord word nie oud nie. 'n Mens, as jy nie jou brood vinnig genoeg gebruik nie, dan word jou brood, so die Engels woord, 'n styl. En hy word onaangenaam om aan te eet. Maar die woord van God is nooit op 'n plek waar hy verouder nie. Is nooit op 'n plek waar hy outdated raak nie. Is nooit op 'n plek waar hy relevantie verloor nie. Die woord van die Here bly altyd kragtig. Jesaja 55:11 sê die Bybel dat die woord sal nooit ledig terugkeer nie. Nooit. Sal nooit ledig terugkeer nie, maar sal altyd bereik dit waarvoor dit uitgestuur is. So die woord is lewendig. En ons het die voorreg om vandag en elke dag van ons lewens te kan eet van die lewende brood, die lewende woord van God, om ons te versadig. So ek wil vandag met julle praat oor die onderwerp steadfast, standvastigheid. Standvastigheid is iets wat almal in ons lewens begeer. As ek praat van standvastigheid as 'n tema, dan gaan dit oor die breedte en die lengte van jou lewe. Ons lewens almal bestaan uit verskillende fasette. Ons het verhoudingsarea, ons het werksareas, ons het besigheid, ons het verskillende verhoudings, verskillende afdelings in ons lewens, maar daar's een ding wat ons in al hierdie gedeeltes van ons bestaan wil hê, en dit is standvastigheid. Want die teenoorgestelde van standvastigheid is, ek weet nie wat se Afrikaanse woord vir dit nie, maar dit is onstabiel, daar's 'n mooi woord, onstabiel, en as 'n mens te doen het met onstabiliteit, is daar onsekerheid. So 'n mens wil nie opstaan in die oggend en met onsekerheid in jou binneste of onsekerheid in jou lewe die dag aanpak nie. In elke faset van jou bestaan, in huwelik, verhoudings, vriende, besigheid, dan onsekerheid maak 'n mens senuweeagtig, want ons wil graag weet, ons wil graag seker wees, ons wil graag voel, ons weet waarheen goed gaan. En soos ek in die begin van die diens gesê het, dat ons in die wêreld nie in beheer is van veranderings nie. Veranderings gebeur in 'n mens se lewe, in jou besigheid, in jou verhoudings, in jou vriendekringe. Hierdie veranderings gebeur en dit is vir ons baie keer ongemaklik omdat dit nie standvastig is nie. Dis nie wat ons verwag het nie. Dis nie die norm nie. En dit maak 'n mens ongemaklik wanneer jy gekonfronteer word met hierdie ervarings. En daarom het ek gesê dat die enigste ding wat ons wel op kan staat maak wat nie verander nie, en dit is die standvastigheid van God. En ek dink is elkeen van ons se begeerte. Ek praat van myself. My begeerte is om standvastig te wees in die regte dinge. Want 'n mens kan standvastig wees in die verkeerde dinge. 'n Mens kan slegte gewoontes hê, maar jy kan baie standvastig wees in jou gewoontes. Jy kan baie getrou wees aan jou gewoontes, al is dit nie goeie gewoontes nie. 'n Mens kan standvastig wees, soos wat Suzelle nou gepraat het, om in negativiteit uitspraak te maak oor jou lewe, oor jou huishouding, oor jou kinders, oor jou werk, oor jou situasies, ensovoorts, ensovoorts. Jy kan standvastig daarin wees, maar is nie standvastig in die regte ding nie. So ons het die woord wat vir ons help om 'n riglyn te wees, om standvastig te wees in elke faset van ons lewens, maar standvastig in die regte dinge. So die eerste skrif wat ek wil lees vanmôre is in 1 Korintiërs 1 vers 8 tot 9, en dit is ons kernteks. Hy sê, "And he will establish you to the end, keep you steadfast, give you strength, and guarantee your vindication. He will be your warrant against accusation or indictment, so that you will be guiltless and irreproachable in the day of our Lord Jesus Christ, the Messiah. God is faithful, reliable, trustworthy, and therefore ever true to his promise, and he can be depended on. By him you were called into companionship and participation with his Son."
Daar's eintlik so baie wat ons oor hierdie skrif kan sê, maar ek wil stil staan by die woordjie steadfast. Soos wat ek verduidelik het, as ons almal standvastig kan lewe, dink ek gaan die lewe vir ons makliker wees. Dis makliker om standvastig te wees en dis makliker om in standvastige omgewings te funksioneer. En die Bybel gee vir ons hier 'n belofte in die middel van die teks wat sê God is faithful, reliable, trustworthy and therefore ever true to his promise and he can be depended on. Ons kan staat maak op die Here. Nou die eerste ding wat ons moet verstaan is die doel van die kruis en die doel van die koms van Jesus Christus was nie net om ons te red nie. It was not just to save us, but to establish us. Ons het oor Paasnaweek bietjie tyd spandeer oor die kruisiging, was vir ons vergifnis. Die feit dat Jesus graf toe gegaan het, was vir die feit dat ons saam met Jesus gesterf het en die derde dag het Jesus opgestaan en ons het saam met hom as 'n nuwe mens opgestaan. Maar dit beteken dat ons nie net gered is nie. Dit beteken dat ons gered is vir die rede om 'n standvastige lewe in Jesus Christus te kan leef. Al is ons gekonfronteer met onstandvastigheid, al is ons gekonfronteer met veranderings, al is ons gekonfronteer met mismoedigheid, al word ons gekonfronteer met die onverwagte, al word ons gekonfronteer met enige iets in hierdie wêreld, is daar hierdie een ding waaraan ons kan vashou. Ons is gered, nie net om gered te wees nie, ons is gered om standvastig te wees in die lewe wat Jesus Christus vir ons gegee het. Jy sien, baie van ons is op 'n denkpatroon van ons is gered net sodat ons hemel toe kan gaan. En van die dag wat jy gered is tot die dag wat jy hemel toe gaan, is die lewe maar 'n swaar en 'n gesukkel om daar uit te kom. Dis nie hoekom die Here jou gered het nie. Hy het jou nie gered om te sukkel tot jy Jesus sien eendag nie. Hy het jou gered sodat jy opgerig kan word in standvastigheid hier in hierdie lewe, in die midde van die onsekerheid van die wêreld en die veranderings in die wêreld, het hy jou gered sodat hy jou kan plant soos 'n boom by waterstrome wat vrug dra in die seisoen en buite die seisoen. Dit is sodat jy hier op aarde standvastig kan lewe, omdat die Bybel sê God is faithful. You can rely on him. Om 'n Christen te wees beteken nie, of om 'n kind van die Here te wees. Baie mense is Christene. Om 'n kind van die Here te wees is nie net jou kaartjie hemel toe nie. Dit is 'n belofte om hier nou jou lewe in standvastigheid in Christus te kan geniet. Om die reis hemel toe vir jou 'n plesierige reis te maak. Baie mense is onder die indruk. Ek dink jonger mense veral is onder die indruk, weet jy, as jy nou jou lewe vir die Here gee, dan raak dit boring. Want nou mag jy nie dit nie en jy mag nie dat nie en jy mag nie dit nie en jy mag nie dat nie en dit was 'n groot deels die skuld van godsdiens wat daai denkpatroon na mens gebring het, want nou as jy Jesus aanbid het, dan mag jy nou nie sekere klere gedra het nie, en jy moet so lyk en jy moet so praat en die boksies, God het nie boksies nie. So stabiliteit beteken nie om in 'n boks gedruk te word nie. Stabiliteit beteken nie om te konform na die reëls en regulasies van 'n denominasie of 'n organisasie sodat jy kan lyk asof jy gered is nie. Stabiliteit beteken om gevestig te word in die identiteit wat God vir jou gegee het. En wanneer jy in jou identiteit gevestig is, man, dan is dit lekker om die Here te dien. Dis lekker om te lewe. Dis lekker om jouself te wees, want jy's gevestig in dit wat God jou gemaak het. Jy's gemaklik in jou vel, want jy weet dit is wie die Here my geskaap het om te wees. Hy het my nie net gered om eendag hemel toe te gaan nie. Hy het my gered om my in my identiteit standvastig te maak, sodat ek die sout en die lig van die wêreld kan wees. En dis lekker, dis nie 'n slep nie. As dit nie vir jou lekker is om 'n kind van die Here te wees, ek sê dit baie, dan doen jy dit verkeerd. Jy doen iets verkeerd as dit nie vir jou lekker is nie, want dit is lekker om die Here te dien. Dit is lekker om in verhouding met hom te staan. Dit is lekker om op hom te kan staatmaak en te weet dat hy onveranderlik is, dat hy altyd daar is, dat hy vir my lief is en dat hy 'n plan vir my lewe het.
Die woord vindication wat ons in die skrif sien beteken it's the justification or the defense or the clearing of someone or something from blame, removing suspicion and doubt. It proves righteousness, it proves innocence or validity of a period of sensuous skepticism. Common analysis means it's justification, clearing defenses and rehabilitation. Jou eerste ding wat jy moet verstaan as jy standvastig wil wees, moet jy weet dat die Here has vindicated you. Dit beteken dat die Here jou onskuldig verklaar het. Jy kan nie standvastig in die lewe leef as jy voortdurend voel dat jy 'n sondaar is, dat jy 'n mislukking is, dat jy dit nie reg kry om die regte dinge te doen die heeltyd nie. Kom ek vertel jou gou 'n geheim. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie. Jy gaan dit nooit reg kry nie. Sorry om jou nou te leer te stel vanoggend. En ek sê jy nou nie sleg nie. Niemand kry dit reg om altyd alles reg te doen nie. Daarom is vindication die fondasie van jou stabiliteit, om te verstaan that my steadfastness is not established on my works or on my deeds, it's not established on my talent or on my character. The vindication of Christ means that my stability, die standvastigheid is gebou op die fondasie van die feit dat die Here gekom het en my sluit skoon gewas het en van my 'n nuwe skepping in Christus Jesus gemaak het. Hy het jou 'n nuwe identiteit gegee. Jy word nog genoem op jou noemnaam wat jou oupa se naam was, en dit is jou menslike, natuurlike naam en dis cool, maar jou nuwe identiteit het verander. Christus het 'n nuwe werk hier binne in jou kom maak. Al is jou naam nog Marius, God sien 'n nuwe Marius. Hy sien 'n nuwe Piet. Hy sien 'n nuwe mens binne in dit wat hy gedoen het. En dit vorm die kern van die fondasie van jou standvastigheid. Jy kan nie standvastig leef vandag en uitsien na môre as jy gister die heeltyd saam met jou wil sleep nie. Want wat gister is net 'n les wat jy geleer het. Dis al wat jy saamvat uit gister uit. Dis al wat jy saamvat uit jou foute uit. Baie mense wil 'n paar keer leer. Dan maak hulle 'n paar keer dieselfde foute. Is niemand hier nie, né? Ons doen nie, ons leer eerste keer. Maar dis al wat jy saamvat van jou foute. Want Jesus het die skuld verwyder. Hy het jou witter dan die sneeu gewas, jou sonde so ver as die ooste van die weste af verwyder. Hy het van jou 'n nuwe skepping gemaak, sodat jy kan verstaan dat jou stabiliteit in die lewe, jou stabiliteit in jou verhouding met hom, is nie op die sand van jou vermoëns gebou nie. Dit pivot nie op die krag of die intellek wat jy van besit nie. Jou stabiliteit is op die fondasie, die ewige fondasie, die rots, Jesus Christus. En dit verander nie. Dis dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Die Bybel sê in Jakobus 1 vers 24, dat as jy die woord leer, en jy leef dit nie, dan is jy soos 'n man wat in die spieël kyk, wegdraai en vergeet hoe jy lyk. Nou, dit beteken, dit wys weg van jouself af, en dit wys na God toe. Want as jy leef wat die woord sê, dan beteken dit, jy glo wat die woord sê. En dan begin jy praat volgens wat jy glo. Jy begin optree volgens wat jy glo. Jy begin doen volgens wat jy glo. Nie volgens die onsekerheid en onstabiliteit van die leuns van die vyand en die veranderings van die wêreld nie. Maar wanneer jy in die spieël kyk, sien jy die belofte van God. Jy sien die klaarwerk van God. Jy sien die heiligheid, jy sien die geregtigheid. Jy sien dit wat Jesus voltooi het. Dit gee vir jou standvastigheid. En al draai jy om daar en jy loop weg, onthou jy nie wat jy deur jou menslike oë daar gesien het nie, maar jy onthou wat jy deur die oë van Jesus gesien het in daai spieël.
Want wanneer God na jou kyk, kyk hy deur die versier van die kruis. Jy sien jou menslike beeld in die spieël. En hoe jy daaroor voel, it's up to you. Maar wat God daaroor voel wanneer hy dan hy spieël kyk, is hy sien jou volmaak. As die geregtigheid, vindicated, purified, holy, justified. Dit is wat hy sien. En daarom vermaan die Bybel ons. Hy sê, moenie julle, wanneer julle in die spieël kyk, wegdraai en vergeet hoe julle lyk nie. Onthou, julle het 'n standvastige beeld, want die beeld wat julle sien, is nie geskep deur jou oë nie. Die beeld wat julle sien, is die beeld wat geskep is deur dit wat Jesus sien wanneer hy na jou kyk. Dis jou stabiliteit. Want mense het opinies oor mense. En partykeer hoor jy wat is ander mense se opinies oor jou. Dan het jy nodig om standvastigheid in jou lewe te hê, sodat jy nie glo wat mense se opinies is, as dit teenstrydig is dit wat God se woord is nie. Jy moet onthou wat jy in die spieël sien, maar jy moet sien wat Jesus in die spieël sien. Jy sien nie wat jou natuurlike, die veranderlike, die wisselende. Jy kyk nie daarna nie. Jy kyk na die standvastigheid van dit wat Jesus sien. En hoe weet ons wat Jesus sien? Ons lees dit in die woord. Die woord is vol daarvan, hoe God jou sien. Dit is jou stabiliteit, dit is jou standvastigheid. Die tweede versie. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is his faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Een van die grootste bronne van jou standvastigheid is die kennis van God se liefde vir jou. Dit is een van die grootste bronne om 'n standvastige lewe te leef, is om te weet dat God jou liefhet en hoe God jou liefhet. Efesiërs 5 vers 25 sê, Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Paulus skryf hier en hy praat eintlik oor die huwelik, maar hy's iets dieps wat ek vir jou wil wys. Hy sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê. Nou vrouens, julle is nie van die hakie af hier nie, julle moet ons ook lief hê. Is dit okay met julle? Wil julle ons lief hê? Ons moet mekaar lief hê. Maar hy skryf hierdie in Efesiërs aan die mans en hy sê julle moet julle vrouens lief hê soos wat Jesus die kerk lief gehad het. En hier is 'n long shot. Dis eintlik 'n hoë vereiste, 'n verwagting wat Paulus hier aan die mans vra om die vrou lief te hê soos Jesus die kerk lief gehad het. Jy sien, want Jesus het gekies om ons lief te hê voordat ons Jesus kon beïndruk om ons lief te hê. Jy sien, op aarde werk dit so, jy gaan eers op 'n koffiedייט, né? En dan sien julle mekaar en jy hou van wat jy sien en julle vind uit ons het mekaar se belange, ons kan bietjie saam fish en ons kan bietjie saam gaan skiet en hier in die Laagveld is dit ons wat ons doen, ons skiet diere en ons vang viste en allerlei dinge, né? Maar jy wil hê jou vrou moet dit saam met jou doen. So julle kom agter daar's bietjie connection en ons kan werk. En dan die volgende date is daar dalk 'n geleentheid waar julle handjies vashou en hoendervleisies en 'n gedraai op die maag kry, dis exciting, en dan is daar soen, en dan word dit 'n verhouding, en julle groei in liefde vir mekaar. Daai eerste date toe julle daar gesit het, in die eerste ontmoeting, daar was nie liefde nie, daar was net excitement, daar's iets, daar's 'n verwagting, maar daar was nie liefde nie. Jy groei in liefde vir mekaar, in die natuurlike. Maar nou kom Paulus hier en hy sê vir die Efesiërs, boys, julle moet julle vrouens lief hê soos wat Jesus die kerk lief gehad het. Daar was nie 'n eerste ontmoeting nie. Daar was nie 'n geleentheid vir ons om vir Jesus te sê ons het dieselfde belange nie. Daar was nie hierdie courtship gewees nie. Terwyl ons nog sondaars was, sê Romeine 5 vers 8. Terwyl ons verlore was, terwyl ons nie eers die geleentheid gehad het om by 'n date op te pitch nie, sê die Bybel,
wêreld, het hy sy lewe vir ons neergelê. So dit beteken daar was onvoorwaardelike liefde. Jesus het nie gewag om te sien of jy hom kan beïndruk nie, of julle saam kan visvang, of julle self dieselfde belange het. Ek praat nou simbolies, nee. Dan verstaan ons dat daar niks invloed was van ons kant af na hom toe, om hom te maak om ons lief te hê nie. Hy het van die begin af, terwyl ons verlore was, ons so lief gehad dat hy sy lewe neergelê het, al het ons dit nie verdien nie, al kon ons dit nie daarvoor betaal nie, hy het dit net gegee omdat hy onvoorwaardelik lief was. Nou sê Paulus, julle moet mans, julle vrouens so lief hê. Ons werk aan, Here. Maar nou, die tweede deel van hierdie skrifgie is awesome. Hy sê, that he might sanctify and cleanse her with washing of water by the word. Washing, that he may cleanse her of washing with water of the word. Johannes 1, dink vers 14, sê, that the flesh, or the word, became flesh and dwelt amongst us. Die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. So, en nou sê die skrif hier, so hier, hy praat van hierdie liefde, hierdie onvoorwaardelike liefde, en hy verwys nou na die kerkie, so, en hy sê dat we will be cleansed by the washing of the word. So wat dit vir ons eintlik sê is, hierdie tipe liefde wat God vir ons gehad het en nou nog steeds het, hierdie liefde wat nie gevra het of ons dit verdien of daarvoor kon werk of whatever nie, dit was 'n liefde wat uitgestort was toe ons dit nie verdien het nie. Hierdie liefde is 'n wassing van die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. So, wat dit beteken is, God se liefde hou jou skoon, God se liefde was jou voortdurend, want die woord het vlees geword en is deur die woord dat jy gereinig is, dis deur die woord dat jy heilig gemaak is, en dis nie net 'n eenmalige gebeurtenis, dis 'n daaglikse gebeurtenis. Sy liefde vir jou hou jou rein voor hom. Die Bybel sê hierso, that the word, the washing, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Sanctified and cleansed by the word. En dit is nie omdat jy dit verdien nie, dis nie omdat jy goed is nie, dis nie omdat jy 'n graad het nie, dis net omdat Jesus jou liefhet. Dis al. Dis net omdat God jou liefhet, en daai liefde moet jou laat standvastig voel. Jy moet nooit ongeliefd voel nie. Jy moet nooit, ek is nie goed genoeg voel nie. Want daar is 'n bewys, dat toe jy nie goed genoeg was nie, het Jesus alles gegee, sodat jy kan verstaan dat hy jou onvoorwaardelik liefhet. Dit bring standvastigheid, dit bring stabiliteit in jou lewe. Dis dan wanneer mense se opinies nie meer begin saak maak nie. Dis dan wanneer offense nie meer in jou kamp bly nie. Offense is taken, not given. Bitterheid, onvergewensgesindheid, goed wat ons aantrek, omdat anders mense se opinies te belangrik geword het en meer en hoër geag word as God se opinie, wat sê, ek het jou onvoorwaardelik lief. Maak nie saak wat mense sê nie, maak nie saak wat jy dink nie, maak nie saak wat jy voel nie, maak nie saak of jy offended is nie, maak nie saak of jy kwaad is nie, maak nie saak of jy bitter is nie, maak nie saak of jy niemand wil vergewe nie. God wil jou cleanse deur sy woord, en wanneer jy die waarheid van sy liefde snap, dan raak jy stabiel in jou identiteit wat hy vir jou gegee het, nie wat mense vir jou gegee het nie. Dan is dit eintlik nou al, dan raak dit moeilik om offended te word. Want dan, ek wil nie sê, kry jy 'n dik vel nie, jy kry net eendvere. En die goed loop van jou rug af. Daar's mos 'n gesprek wat gesê ding wat sê, soos water van 'n eend se rug af, né? Ander mense se opinies moet jou nie so penetreer nie. Dit moenie jou nie so laat wankel nie, dit moenie jou so laat struikel nie, dit moenie jou so ontstel nie.
Ja, sure, dis nou nie nice as jy hoor iemand praat nonsens van jou nie. Maar jy is established in identiteit wat gevorm en gefundeer is in onvoorwaardelike liefde. En wat ander mense sê, het nie 'n impak op wat God van jou sê en wie God dink jy is nie, want sy woord is besig om jou voortdurend te reinig en skoon te hou voor hom, sodat jy standvastig kan wees in jou identiteit. Amen. Maak dit sin? Alright. Tweede ene, derde ene. Then Ezra told them, go your way, eat the fat, drink the sweet drink, and send portions for him who have nothing is prepared, for this is the holy day of the Lord, and be not grieved and depressed, for the joy of the Lord is your strength. Die Bybel praat in hierdie skrif van om te eet. En om standvastig te wees in ons lewens, moet ons die regte nutrienis inkry. Jy kan nie wil standvastig leef en soos die tweede deel van hierdie skrif sê, in jou lewe getuig van the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your stability. Want ons het die voorreg om bly te wees, to have a joyful heart. God het dit vir ons gegee, 'n rede om 'n blymoedige gemoed te hê. Beteken dit alles is perfek in die wêreld? Nee. Beteken dit jou lewe werk presies uit soos jy dit beplan en soos jy dit wil optyd? Nee, dit gebeur nie. Maar dit het nie 'n invloed op die vreugde van God binne in jou nie. Want die geheim lê hier in wat eet ek? Wat neem ek in? Jy sien, ek kan nie heeldag en aldag elke tabloid lees oor hoe sleg dit met my gaan, hoe sleg dit met die wêreld gaan, hoe sleg dit in die ekonomie gaan, hoe sleg dit met die diesel gaan. Dit gaan blykbaar nou ek baie sleg met die diesel, nee, ons weet dit. Maar ten spyte van die feit dat dit met die diesel sleg gaan, het ons nog steeds 'n rede om te weet dat met hom aan ons kant het ons rede om blymoedig te wees. Ons het rede om te weet ons is standvastig in hom en dit gee vir ons vreugde. The joy of the Lord, to be able to be joyful in the Lord is your strength. Maar ons kan nie nonsens eet nie. Pas op in watse geselskap jy sit. Moenie jou ore uitleen vir slegte kos nie. Jare terug toe die kleintjies nog klein was en gehardloop het, dit was die eerste Mpumalanga kampioenskappe wat ons hulle gevat het. Joshua en Casey, Kamaya het nog nie gehardloop nie. Sy was net gebore of bietjie klein. Ek en my vrou het 'n blink plan. Ons gaan hulle dik voer van die suiker, sweets. Op pad. Want hulle gaan energie hê met hierdie gummy bears en gummies en wat alles is net suiker. Al die pad. Die kinders dink hierdie is hemel op aarde. Hulle kry nooit so baie sweete nie. En hulle is nog jonk, hulle trek vroeg weg. Daai kinders is freaking nêrens. Ek dink tog dit lyk of hulle lood in hulle skoene het. Hulle kry nie gemove nie. Ek sê vir my vrou, wat gaan met die kinders aan? Toe gaan doen ons nou 'n bietjie navorsing. Die suiker is eintlik 'n malnutrition vir 'n langafstand atleet. Want hy spike jou bloed en dan val hy kliphard onder toe. En dis toe hulle nou wegtrek, is toe nou met die geval, né? En hulle kom nêrens nie. Malnutrition. Dit wat jy inneem het 'n effek op die stabiliteit van dit wat jy leef. Ons kan nie toelaat dat ons ore, ons gemoed, ons siel besoedel word met negativiteit, met leuns van die vyand. Ons moet identifiseer, ons moet filter dit wat ons inneem, want dit het 'n effek in hoe jy perform, dit het 'n effek in jou lewe, in jou stabiliteit. So malnutrition is gevaarlik en ons mag nie toelaat dat ons inneem dit wat ons afbreek nie, maar eerder die woord inneem. Die woord is kos vir jou siel. Jeremia 15 vers 6 sê, your words were found and I ate them. And your word became to me the gladness and the joy of my heart. If you want to experience the joy of the Lord as your stability, you need to eat the word. Jy moet jouself volmaak van Jesus. Jy moet jouself volmaak van die woord. En soos Jeremia hierso sê, ek het jou woorde gevind, ek het dit geëet en dit het vir my blymoedigheid en vreugde in my hart gebring.
1 Petrus 2 vers 2 sê, like newborn babies, long for the pure milk of the word. Ons moet seker maak dat dit wat ons inneem, en vandag is dit so amazing maklik eintlik. Daar's YouTube predikers, moet nou nie na naysayers gaan luister en ouens wat sê jy moet jou huis en jou oorbelle weggooi en skoonmaak. Jy kan kies waarna jy luister op YouTube. Kry vir jou opbouende woord. Kry vir jou iemand wat die gospel verstaan en sit luister na die woord. Eet die woord, lees die woord, vul jouself met die woord. Die woord lewe. Dit is nie net 'n skrif nie. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die woord is in jou. Vul jouself met goeie kos sodat jy standvastig kan wees in jou bestaan. Die woord gee vir ons standvastigheid. Anderste is jy soos iemand wat in 'n spieël kyk, omdraai en vergeet. Hoekom? Want daar's nie nourishment nie. Daar's nie die woord nie, daar's nie die waarheid nie. Laaste skrifgie. He also appropriated and acknowledged us in his us as his by putting his seal upon us and giving us his Holy Spirit in our hearts as the security deposit and the guarantee of the fulfillment of the promise. Ek het laasweek oor hierdie skrif bietjie meer uitgebrei, maar dit gaan vir my hier oor ons is stabiel omdat God se beloftes oor ons lewens nooit sal verander nie. En hierdie vertaling sê dit so mooi. Hy sê his Holy Spirit in our hearts as the security deposit and guarantee of the fulfillment of his promise. So dit wat God beloof het hy die Heilige Gees gegee om ons te seël as 'n waarborg dat sy woord sal waar word. Sy beloftes sal ja word. Hy gaan nie teruggaan op sy woord nie. Hy gaan nie teruggaan op sy beloftes nie. Dit gee jou stabiliteit. Gee jou stabiliteit wanneer die ekonomie rof is en jy lees die Bybel wat sê, hy voer die mossies, hy klee die lelies, hoekom sal hy jou nie versorg nie? Maklike voorbeeld, nie? Maar daar's baie, wat jou stabiliteit gee, omdat jy weet, sy beloftes is ja en amen. Hy gaan nie teruggaan op sy woord nie. Hy het die Heilige Gees gegee as 'n waarborg, 'n guarantee. Sealed guarantee for the fulfillment of his promises. Dit bring stabiliteit. In kort, om stabiel te lewe is baie lekkerder as om onstabiel te lewe. Dis lekkerder om 'n stabiele mens te wees, want jy bring stabiliteit na jou huishouding, na jou kinders, na jou werksplek, jy bring stabiliteit waar ook jy gaan. Dis deel van God se plan, dat jy stabiel moet wees in 'n onstabiele wêreld. Maar ons is nie stabiel deur ons krag nie. Ons is alleenlik stabiel, omdat hy ons eerste lief gehad het. En omdat ons nie na onsself kyk nie, maar dat ons kyk na wat hy vir ons gedoen het en nog steeds doen. Sy woord was ons voortdurend. Voed jouself met die woord. Glo in die onvoorwaardelike liefde wat God vir jou het. Glo dat sy beloftes nooit verander nie. Lewe stabiel in onstabiele omgewings. Want hy het jou nie gered net om eendag in die hemel in te sleep, in te kruip en te sê, ja Here, dankie, ek het dit nou net gemaak nie. Nee, jy is gered om hier gevestig te word as die koninkryk van God, wat 'n lig is en wat sout is vir die wêreld, om 'n lewe van oorvloed en vreugde en blydskap te kan leef, tot Jesus besluit om ons eendag te kom haal. Dis nie 'n gesukkel nie, dit is 'n lewe gevul met God se beloftes, wat ons stabiel maak. Amen. Kom ons neem nagmaal, vat vanmôre die nagmaal. Die nagmaal is die rede hoekom jy stabiel kan wees. Sê Here, dankie dat ek stabiel, ek eet die woord, ek eet stabiliteit vandag. Laat dit manifesteer in my handel, my wandel, my spraak, my dade, my aksies, laat alles infiltreer word met die stabiliteit van God in my lewe. Amen.